Goed, goeienaand, baie welkom. Kyk, seker van die klank goed, Robin. Baie welkom hierso. Ek is trots op julle so in die koue aand. Dit is op mense is so baie welkom. Ons hoop ons sal mekaar warm help. Na dit is saam so 'n bietjie tee of koffie, sal nog wel saam kuier ook. So baie welkom. Ek weet seker maar as mense wat dalk vanaand vir die eerste keer saam is hierso. Baie welkom en ons hoop dit sal spesiaal wees. Daar is dit word op YouTube, in die YouTube kanaal is daar ook, soos julle van die ander goed wil kyk, is hulle baie welkom. En so reg aan die begin wil ek net gou terugvoer gee. Julle vra altyd interessante vrae, en sommige is moeiliker vrae en makliker vrae. So ek gaan net so 'n bietjie terugvoer gee. Een of twee vrae wat ek gesê ek sal 'n bietjie weer terugkyk ook. Dankie Bernard het vir my ook gesê. So ek dink jy was net verlede week was jy 'n vraag net ook oor die Jerusalem en ek het gesê ek sal net doodseker maak maar volgens my inligting was dat 2 keer wat Jerusalem totaal vernietig was en dit was 586 voor Christus die Babyloniërs en ook 70 na Christus. So dit is so, maar ek het sommer gaan kyk, Jerusalem was omtrent 23 keer onder beleg, 52 keer aangeval, 44 keer captured en recaptured. So Jerusalem was altyd in die spervuur. Vandag nog is Jerusalem ook 'n brandpunt in die Midde-Ooste. So ek noem maar net daarvan. En dan was daar ook 'n vraag oor die klaagmuur. Ek het gesê ek reken dit is nie deel van die tempel gewees nie, maar dit was deel van 'n stutmuur van die tempel. 70 na Christus tempel verwoes. So die klaagmuur van vandag is deel daarvan. En dan ook was daar 'n vraag hoe lank het hulle getrek? En daarom het ek gesê ek het op die stadium met Koek en Kloeg gehad hoe lank hulle getrek het nie. Bernard het direk daarna vir my gesê hy het gekyk gou op ChatGPT, was daar 'n moontlike antwoord. Nou ja, daar's verskillende antwoorde. So weer eens as jy enige inligting lees of kyk, dan moet jy ook maar interpreteer. So baie keer het ek verskillende bronne en dan sê die een dit en daar selfs die verskillende met kunsmatige intelligensie webwerwe en so. So die een het gesê, hulle reken hulle trek so omtrent 15 na 20 kilometer 'n dag, ander sê 15 na 25 kilometer 'n dag, maar miskien net een teksgedeelte in die Bybel, Esdra 7 vers 9 sê dat Esdra, so hy het gekom terug van Babylon, terug na Jerusalem toe, daar staan in die Bybel, hy het omtrent 4 maande getrek. So dit is omtrent so 16 kilometer 'n dag as jy teen 5 dae in die week trek. Maar anders sê weer, hulle reken as daar kinders en vrouens by was, hulle sê maar so 10 na 20 kilometer 'n dag sou getrek het. Dit is tussen 1300 en 1600 kilometer. So daar's verskillende antwoorde, maar ek reken net as mens iets probeer sê, jy moet in ballingskap gaan. En hulle sê, okay, jy moet nog so 4 maande moet jy stap na die plek van ballingskap. Ek dink dit gaan 'n baie lekker ervaring wees. En jy gaan na 'n vreemde plek toe. En dalk gaan jy so 'n bietjie stadiger ook gestap het en jy moet nog goed saamdra ensovoorts. So die kamele het baie keer goed gedra, maar baie van die mense moes stap. So ek sal later 'n bietjie oor die ballingskap dink volgende week en ander keer so 'n bietjie meer sê, maar verbeel jou net jy word in ballingskap weggevoer en jy moet nog daai hele trek moet jy nog doen. So dit is nogal ja, op die oomblik jy sal God verlate voel ensovoorts en ek sal later 'n bietjie oor die ballingskap en die effek daarvan ook sê. En dan ja, iemand het ook gevra van Moses, ek sal net wys ook Moses moes ook maar die urg van die Galdeërs, daai hele trek moes hy ook maar hanteer. So dis so 'n bietjie agtergrond van vrae wat mense gevra het. So daar's baie goed in die Bybel, Ou Testament wat ek nie weet nie. So elke vraag help weer vir my ook. So hulle sê ook wanneer luister 'n kind as of wanneer luister iemand as 'n vraag gevra word. So julle is welkom as daar vrae is. So verlede week het ons gekry oor die agtergrond. En tussendeur sal ek so 'n bietjie weer sê ook want dit is altyd belangrik ook as 'n mens die teks lees om iets te verstaan so 'n bietjie van waar dit ontstaan. En ons gaan so 'n voelvlug vat. Die Bybel is nogal dik. Ek weet toe ek op skool was, wat daar 'n seun saam met my in die klas het in 'n ateïstiese huis groot geword, het nooit die Bybel gehad nie. En toe sê die juffrou daarso in die Bybelkunde klas in graad 8, gaan soek gou daarso vir my Matteus. En hy vat die Bybel so en sê, juffrou, dis 'n dik boek, waar moet ek Matteus kry? So verbeel jou ook jy die eerste keer wat die Bybel lees ook, maar die Ou Testament is nog 'n bietjie dikker as die Nuwe Testament. So ons gaan so net in 3 aande probeer vinnig deurgaan, net so, en dan sal ons volgende jaar by julle hoor wat julle behoeftes is, wat ons verder en dieper moet kyk, maar net so 'n bietjie 'n voelvlug. So
Ons sien dan, ons het verlede week Leefwêreld gedoen, ons het vanaand gaan ons die eerste 5 boeke doen, die profete gedeelte, 'n hele paar boeke, en die geskrifte ook dan die laaste, die 19de Augustus. So 'n bietjie 'n voorvlug daardeur. Goed, en net een aankondiging, Melanie het gesê, sy dink ons moet, sy help ook met die reëlings, ons moet dan net weet wie is hier, so as ons sommige tye dalk goed wil aanstuur vir iemand, ons gaan, sy het beloof, ons gaan nie 'n WhatsApp groep julle pla en so nie, maar dalk is daar inligting, sê maar volgende jaar oor temas of wat ook al, so ons beloof. So as julle uitstap daar, so is net vanaand en volgende week, as julle miskien net hulle naam en dalk 'n e-posadres, of sommige tye vra mense ook, hulle wil die PowerPoint hê en sovoorts, dan kan mense dit aanstuur. So as julle net vir ons kan help, dan weet ons al min of meer wie is hierso. Maar ons beloof, Melanie, dis 'n belofte, nee. Ons gaan nie, want ek haat 'n WhatsApp groep met al hulle goedjies en dinge. Dis baie nice goedjies en preekies en goed, en dan stuur iemand ietsie van 40 minute wat jy gou vinnig moet luister en jou opinie moet gee en so. Maar ons sal definitief dit nie doen nie, want julle is genoeg daar, maar dis maar net ergens as ons met julle moet kommunikeer oor inligting van die Bybelskool. Goed. As jy nou iemand vir jou vra, die Bybel is dik, waaroor gaan die Ou Testament? Wat gaan jy vir iemand vertel wat nog nooit die Ou Testament gelees het nie? Waaroor gaan die Ou Testament? Sê maar. Gaan oor die wet dalk? Is die wet 'n negatiewe woord? Of sommige ja. Dis nie vir jou 'n negatiewe woord. Ja. Die wet is die wet. So sommige mense dink wet dat jou vasbind en waar. In die Ou Testament, die wet was ook instruksie vir die lewe, Torah. So ek dink hulle dalk 'n meer positiewe beeld gehad ook oor wet. Ons sien wet iets wat jou vashou, jy mag nie, maar vir hulle die wet ook gegaan om 'n instruksie vir die lewe. Hoe lewe ek in teenwoordigheid van God? Waar gaan die Ou Testament nog? As 1 of 2 woorde, as iemand vir jou vra, waar gaan die Ou Testament? Konteks. So jy gee die konteks ook van die Bybel, konteks ook van Jesus Christus wat in Israel later, so weet ons lees as Nuwe Testament mense ook, lees ons die Ou Testament dalk 'n bietjie anders as 'n Jood wat nie in Jesus as die Messias glo nie. Nog dinge. God is altyd daar. Soos mense se belewenis, dis wel ware veral mense se belewenis van God se teenwoordigheid en ware. Ek het laasweek vir julle gesê, die Ou Testament is 'n boek wat gaan oor mense lewe en teenwoordigheid van God. So daar's 'n klomp dinge wat ons in die Ou Testament kan sê en ons kan mekaar help. Maar weer eens ek het laas gesê onbekend maak, onbemind. So ons lees baie keer nie dele van die Ou Testament nie, want ons dink is moeilik, is wette, is geslagsregisters, moet ons dalk nie daarvan ken nie. En my wens is dat ergens as ek net dalk vir een persoon kan help om net so 'n bietjie meer opgewonde te wees oor die Ou Testament, dan ons gehelp slag mekaar hierso. So ons gaan net 'n bietjie algemene inleiding kyk. Ons gaan na die Pentateeg kyk, net so 'n geheel, en dan gaan ons net so vlugtig deur al 5 boeke, net so 'n bietjie kyk hooflyne, hooftrekke. Goed, en as ek te vinnig gaan, ek het 'n vermoë om dalk 'n bietjie hastig te gaan. So dan moet jy net sê, Dani, ek wil net wys net nog die slide of wat ook al, so baie keer, ek kan vinniger nog praat as dit, en as ek opgewonde raak, so help my maar, Anne-Marie sal vir my sê, as ek te vinnig praat, dan sê, hou die slide 'n bietjie langer. So, daar's verskillende kanons. Verlede week is gevra byvoorbeeld ook oor die Egiptiese kerk, die Koptiese kerk, wat ook 'n baie ou kerk is. Hoeveel, ons het 66 boeke in ons kanon, ons protestantse kanon. Hoeveel dink julle die Koptiese kerk, hoeveel het in hulle kanon? Hulle het 'n bietjie meer, 81. Hulle het 81, so daar's nog ekstra boeke, so ons het verlede kwartaal het ons 'n bietjie gesels oor die ontstaan, hoe ons kanon tot stand gekom het, maar so as ons dan oor kanon praat, moet ons weet, hang af wat 'n konteks, en laasweek was ook daar vrae oor, weet hoe belangrik is kanon. So kanon is eintlik oorspronklik kom dit van 'n riglyn of 'n meetsnoer, maar dit beteken 'n gesaghebende riglyn eintlik. So as weet die Engelse woord vir gesaghebend is seker maar dat
wat die kerk deur die eeue bestand, wat is gesagsvol oor God? So 'n kanon beteken eintlik maar wat is die boeke wat deur die kerk en wat die protestantse kerke aanvaar is, dan deur die katolieke kerke wat nou 'n bietjie groter is, Koptiese kerk ensovoorts. Maar oorspronklik is dit 'n maatstaf of riglyn of wat ook al, maar om te sê dit is vir ons wat ons glo belangrik is. So ons wat dan 66 boeke het, die katolieke kerk wat dan nog ook die deuterokanonieke boeke het, of die apokryfe boeke, so omtrent 73 boeke, en dan die ortodokse kerke, Oosters en Russiese en Griekse ortodokse kerke, hulle tussen 75 en 79 boeke wat hulle dan as kanoniek sien, so hulle sal eenvoudig, as by hulle gepreek word of waar ook al, sal dan daai boeke ook gebruik word. En dan ons, wat dan net die 66 boeke het. So daarom ook selfs in ons 2020 vertaling is daar ook deuterokanonieke boeke, so jy kan een bestel, die katolieke kerk sal ekstra boeke gebruik, en daar is ook vertalings daarvan as jy ook wil sien. En die vraag wat ons laas ook gevra het, weet, ons glo dat die 66 boeke sê genoeg oor wie God is, en het laas is daar ook iemand gevra, daar is nog ander bronne en so meer. Ja, ander bronne help vir ons, maar ons glo ook, ons kerkvaders en moeders het gesê, dit is genoegsaam om te weet oor God. Maar net wel interessant, as jy dan 'n gesprek is met mense van ander kerke, nie protestantse kerke, dan gaan hulle dalk bietjie anders te praat. En dan belangrik is ook die Joodse of Hebreëse Bybel, dis 'n kanon, so praat ook van die Tanakh, word dan verdeel in wet, profete en geskrifte. So ons gaan vanaand die wet, en dit is die Torah of die eerste 5 boeke of Pentateeg. Die profete, ons sal later daaroor praat, maar die profete is nie net die groot, die sogenaamde Jesaja, Jeremia profete, so as die Hebreëse Bybel praat van profete, dan is dit ook dan die sogenaamde vroeë profete, maar volgende week bietjie meer daaroor. Die geskrifte is dan die 13 boeke, psalms, wysheidsboeke ensovoorts, wat ons die laaste aan sal saam kyk. So, wat in die Joodse kanon sal hulle veral daai 3 hoof, wet, profete en geskrifte. En hy is dan anders te gestruktureer. Ek onthou, ons het my eerste mondeling wat ek vir die M moes sê, nou het jy gewoond aan jou Bybel en Maleagi is die laaste boek ensovoorts, en ek het alles mooi voorberei, tekste wat hulle vir my gee het, alles. Maar toe giel vir my die Hebreëse Bybel en sê, blaai dan na Amos toe, waar ook al, in die verskillende plekke, maar toe is ek so heel te mekaar, want ek het nou die Afrikaanse volgorde in my kop, maar nie die Hebreëse, want dit verskil ook. So byvoorbeeld die Hebreëse Bybel eindig met 2 kronieke as laaste boek. En ons eindig met wat 'n boek? In die Ou Testament? Maleagi. En die laaste vers van Maleagi, ek het 'n klompie weke gelede, tyd gelede gepreek daaroor, dit gaan op die oomblik selfs oor ouer-kind verhouding, maar daar word ook gepraat van die koms van Elia ensovoorts. Dag van die Here sal vooraf gaan, so julle kan weer gaan kyk, so hy eindig anderste, en kronieke eindig met die verwysing na die bou van die tempel, wat die middelpunt van ook die Joodse godsdienst was. So op verskillende maniere eindig ons kanon, die Joodse kanon, wat ek het 'n tyd gelede ook gepreek oor was interessant, dat daar oor verhoudinge, selfs as in ouers en kinders gepraat word, in heel laaste vers in ons kanon. Goed, so as ons nou 'n bietjie gaan kyk, enige vrae of opmerkings, julle verstaan 'n bietjie die verdeling. Enige vrae, iets, opmerkings? Julle is altyd welkom om my in die rede te val. So die Pentateeg, en ongelukkig hier en daar is daar groot woorde, ek wil nie probeer om te veel groot woorde, maar Pentateeg, so Penta beteken 5, so dis die 5 eerste boeke, en ek sê daar's verskillende teorieë oor die ontstaan, ek sal net ietsie daaroor sê, maar dat Exodus en Numeri sluit by mekaar, en Genesis en Deuteronomium elkeen 'n eie identiteit. So daar is 'n bietjie Exodus, Numeri, so julle sien daar is ooreenkomste ook met die uittog in die woestyn, swerwinge ensovoorts. En belangrik is, weer eens is, ons het gesê vir mekaar verlede kwartaal ook, wat is die kern van die Bybel in geheel? Dit gaan oor God drie-enig. So dit gaan nie eerstens en God 'n pad met mens stap, hoe God sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur het. So weer eens is die kern karakter in die Bybel bly steeds God, speel 'n leidende rol, nie Israel nie. So ons het doop gehad Sondag hier by ons, ek het gesê, wie is die belangrikste persoon by die doop? Is nie die baba of die ouers of die gemeente of wie ook al nie, dis steeds God.
En dis waarom ons altyd net weer seker moet maak, en dis waarom sommige mense ook, as hulle die Bybel bestudeer, sê, in 'n groep, omgegroep of waar ook al, kan jy eintlik net 3 vrae vra. Dis enige stuk wat jy lees. Sommige mense het sê dan, eerste vraag is, wat sê die gedeelte oor God? Wat sê die gedeelte oor die mens? En wat vra God nou vir ons in die gedeelte? Wat 'n opdrag kry ons? So eintlik as jy enige teksgedeelte lees, begin by wat sê dit oor God? En dan, ja, die mens is ook belangrik, want God is in 'n verhouding met die mens. Die derde vraag, wat is die boodskap? Waartoe roep daai teks my op? Wat moet ek gaan doen? En dis waarom ons vir mekaar probeer altyd vra, ons gaan bietjie, soms kyk ons na die agtergrond en dinge, en as vra onsekerheid, maar op die ou end is die boodskap belangrik. So ek kan nou sê, so what? Jy weet, ek het nou Bybelstudie gedoen, en ek het nou gedog, Methuselah was 1001 jaar oud, ek weet nou, hy is 1002 jaar oud, of wat ook al, ek weet mos nog 900, hoeveel, hy was baie oud in elk geval. Sê, so wat beteken vir my? So die vraag is eintlik, die Bybel sê nie daar vir informasie nie, ja, ons gee 'n bietjie ekstra informasie, maar die vraag is, wat doen daai teks aan my? Hoe gaan ek dit uitleef? Sondag het ons nou gepreek oor die wingerdstok, en dit is baie mooi, maar die vraag is, waar verander dit huise en lewens ensovoorts? So dit is altyd die vraag wat 'n mens vir mekaar moet vra. So God belangrik. En sê daai unieke uitbeelding van Israel as God se verkose volk. So het verlede week ook gesê, Israel, hierdie klein landjie in die Midde-Ooste, God het gekies vir hulle, nie gekies vir Italië of Rome of waar ook al nie, en daarom op die ou end, God speel 'n reële rol, maar tog het hy vir Israel gekies as 'n verkose volk. Nou belangrik is, as 'n mens nou die begin is, ons gaan Genesis kyk, dit gaan oor die skepping, daar is nog nie 'n volk nie, daar is nog individue, Adam en Eva, Noag en mense. Later is daar families, Abraham en Isak en Jakob se families. So later eers is daar 'n volk Israel. So die eerste klomp hoofstukke in die Bybel praat eintlik nog nie van die volk Israel nie. Dis nog mense, God wat vir Abraham gekies het uit Ur van die Galdeërs en sê, ek wil hê 'n pad met jou stap. En dan is daar verskillende verbonde wat gesluit word. Nou, as jy die woord verbond hoor, ek vra baie keer vir die doop, wat is Engels covenant? Wat is 'n verbond? In die Bybel word baie keer die Hebreëse woord is berit. As jy die woord verbond hoor, wat hoor julle? Gelofte of belofte? Wat hoor ons nog? Afrikaanse woord ook verbond, verbintenis. Hoeveel partye is daar nou verbond? Daar's 2 partye. So God is so selfs die huwelik word selfs ook as 'n beriet, as 'n verbond gesien, maar in die verbonde wat God is God die leidende party, God wat die verbond initieer. So daar's 'n paar verbonde in die Bybel wat sommige ken ons dalk miskien die verbond met Abraham so 'n bietjie beter, en ons sal baie keer Genesis 17 aanhaal, en die teken van die verbond was die besnydenis, ons sal baie keer by dope dit ook doen, maar ja, daar's verskillende plekke, Noag, die verbond met Noag in Genesis 9, verbond met Abraham in Genesis 15 en Genesis 17, verbond met Moses, so dis 19 en 20, daar waar die 10 gebooie voorkom, en die verbond met Dawid, 2 Samuel 7, ook 'n teksgedeelte wat later ook verder weer 'n rol speel in konings en waar ook al. So verskillende verbonde, maar weer eens is God wat sê byvoorbeeld Genesis 17 sê baie duidelik, ek sal vir julle God wees, en julle moet vir my volk wees. So God sê, dis wat ek kom gee, ek sal daar wees. Dis wat ons by die doop ook Sondag gesê het, sê God beloof, hy sal by jou wees, maar dat ek ook vir die kindertjies teruggegee en sê, het gaan leef, aanvaar dit, en as mense belydenis van geloof kom aflê, kom steek hulle hand in die doopwater en sê, ons is gedoop, ons kom aanvaar dit, ons wil graag ook ons verantwoordelikheid nakom. So verbond baie keer, en dan met die wette, mens kan nou 'n klomp goed sê daaroor, maar daar's verskillende style ook. Groot woorde, julle hoef nie te onthou nie, maar hulle praat byvoorbeeld van die wette sê, as jy dit doen, dan. En hulle praat van, sê maar, kasuïstiese styl. En daar's ander wette wat sê, jy mag nie. Hulle praat weer 'n apokalyptiese styl. Dit is groot woorde, maar in elk geval, so dat selfs die wette het verskillende maniere hoe die wette geformuleer is en in die Pentateeg kom. En byvoorbeeld sommige tye is daar 'n behoortstyl. Jy behoort dit te doen
of op die oomblik soms ook 'n ernstige waarskuwing. So selfs die wette word in verskillende maniere ook aangebied. So die Pentateeg as geheel is daar dan ook verskillende wette ensovoorts en ons help mekaar daarmee. Enige vrae, opmerkings daaroor? Net sommer voor ons na die individuele boeke ook gaan kyk. Miskien net weer terug, ek het vir julle verlede kwartaal net genoem, jy nog gevra oor die kanon. Nou, datums is altyd, weer ek het vir verlede keer ook gesê, datums is altyd nie so eenvoudig nie, veral die vroeëre datums, maar so rondom 90 na Christus is al die boeke van die Ou Testament as gesagvol erken. So rondom 90 na Christus, ons het vir verlede kwartaal gesê, die Christelike kanon, die protestantse kanon was by 397 na Christus, by 'n synode van Kartage in Tunesië, is dan aanvaar ook as gesaghebbend of as die kanon. So weer eens 'n lang tydperk, maar reeds die Ou Testament alreeds so rondom 90 na Christus gesê, goed, dit is die 39 boeke wat ons reken as gesagvol. En nog 'n hele tyd daarna, voor eers in 397 wat gesê is, okay, dit is die volle Ou en Nuwe Testament wat ons aanvaar as Kerk van Christus as ons kanon. So 'n lang tyd wat ook dit geneem het. Net dan die vraag is, hoe het die Pentateeg ontstaan? Nou, dit is 'n moeilike vraag. So baie keer sal mense mos nou praat van die 5 boeke van Moses. So, dalk in die ou tyd het mense gesê, ou kerk en sê, dit is die boeke van Moses. Maar vroeg reeds het mense begin vra. En weer eens is, ek sê ook vir die studente baie keer, as jy kritiese vrae vra, dit staan nie teenoor 'n geloof nie. Want jy vra juist daai vrae waar jy wil vir God so goed as moontlik dien en noukeurig kyk. So as jy 'n dokument lees of wat ook al, ons word aangemoedig, jy moet noukeurig lees. Lees dit goed. En daarom moedig ons mekaar aan ook om die Bybel noukeurig te lees. En as daar kritiese vrae is dit nie teenoor geloof nie. Nie of julle hoor nie. So sommige tye, nou dag het ou gesê, maar weet met die kritiese vrae, is dit nou teenoor geloof? Toe sê ek nee, dis juis omdat ons beter wil weet en noukeurig wil weet. So sommige van julle is 'n bietjie meer analities ingestel en gaan meer kritiese vrae vra. Ek het van die lidmate wat is een persoon wat Sondag in die kerk, maar hy vra moeilike vrae, maar hy help my dink oor 'n klomp goed wat nie so eenvoudig is nie. So, op die ou moment kom ons vat nou net, daar's 'n klomp redes, maar van die vroeë Christene het nou gesê, okay, nou sê die mense, priester Moses het al die 5 boeke geskryf. Nou is daar een wat sê, maar Vader, daar word dan Deuteronomium 34 Moses se dood beskryf. Hoe kon Moses sy eie dood opgeteken het? En dan sê, dis 'n goeie vraag. Dan gaan kyk hulle verder. Of sekere plekke wat daar staan na Moses was die nederigste man. Ek bedoel, sê hulle maar Moses was dan 'n nederige man. Hy sê mos nie sê hy is die mees nederigste nie ensovoorts. En hoekom sal hy dan 'n klomp goed herhaal ensovoorts? So belangrik is en dan het ander van fyn gaan lees en gesê as Moses dan oor God gebruik, van God praat, hoekom praat hy nou hierso van Jahwe en skielik dan later weer van Elohim? Hoekom gebruik hy verskillende godsname ensovoorts? So daar's verskillende vrae wat mense gevra het en gesê het, goed, kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper. Dalk is dit in die naam van Moses geskryf, maar Moses nie alles fisies opgeteken het nie. En daarom is daar meer as een skrywer of redaktor, dit hoef nie nodig, maar daar's verskillende hipoteses daar, ek gaan nie te veel daarop uitwy nie, maar dat mense gesê het, verskillende bronne, verskillende fragmente, stukke wat mekaar, of aangevulle, basiese bronne, 'n bietjie aangevul ensovoorts. So mense het probeer sê, hoe dink dit ontstaan? Maar op die ou end wat belangrik is eintlik, wat ons vir mekaar kan sê, in elke boek van die Ou Testament, of baie van die boeke is so, veral die Pentateeg, sekere boeke sê maar soos Sagaria 1 tot 8 is daar 'n bietjie meer eenvoudig, daar's baie duidelike plekname en ook byvoorbeeld tydsaanduidinge ensovoorts, maar baie van die boeke in die Ou Testament het nie daai spesifieke tydsaanduidings nie. So, as enigiemand vir my vra, hoe het die Ou Testament vir boeke vir ontstaan, dat dit is 'n lang en ingewikkelde proses. En vir my is dit nie negatief vir my geloof nie. Ek moes byvoorbeeld
vir my doktersgraad so 'n bietjie meer gaan kyk na die gebed van Salomo in 1 Konings 8 en daar's verskillende redaksies dalk plaasgevind. Dit het eendag vir my gevra, maar is dit nou nie negatief nie? Want dit is in die mond van Salomo geplaas by die tempelinwyding. Nee, dis eeue se verstaan oor God en oor gebed wat in daai hoofstuk opgeteken staan. En dit is wonderlik. En daarom, ek het vir julle verlede keer ook gesê, die mondelingse oorlewering wat kom van vroeg af en neergeskryf, en ek het geskryf oor 'n lang tydperk, verskillende mense ensovoorts, en die mondelingse oorlewinge van kind, of van ouer na kind oorgedra ensovoorts, en telkens sê die Bybel ook in Pentateuch gesê, vertel vir jou kinders, vertel, dra het oor. Nou dag het Paul ook gepreek, Deuteronomium 6, weet waar duidelik gesê het, gaan sê dit, gaan dra het oor. En dan het die ballingskap in baie van die Ou Testament se omgewing het 'n baie belangrike rol gespeel in die optekening. Nou verbeel jou, jy hoor 'n klomp goed oor God. En nou kom jy in 'n totaal vreemde wêreld wat hulle praat van 'n klomp gode, praat van verskillende dinge. En nou vra hulle vir jou, wat glo jy? En nou moet jy nadink, die van julle wat dalk in ander wêrelddele gebly het wat nie 'n Christelike land is nie. Gister het met 'n ou wat in Nepal bly. Weet hy moet, daar's klop ander goed wat hulle glo daar. Nou moet hy en sy vrou sê, wat glo ons? En waar verskil ons? So baie keer 'n krisis in 'n vreemde omgewing help jou om te sê, dis wat ek glo. En dit het ook gehelp om dit aan te teken, baie duidelik te maak en sê, dis wat ons glo ook in verhouding. Vat byvoorbeeld nou net soos die 10 gebooie. Wat is die eerste gebod? Kan jy onthou? Wat is die eerste gebod? Jy mag geen ander gode dien nie. So daai eerste gebod in die Pentateuch en omgewing, daar was Kanaaniete wat in die verskillende gode geglo het. En nou kom sê Jahwe, ek is die enigste God. En daarom help dit net om 'n bietjie te sê, dis wat ons glo oor God. En daarom is die eerste gebod ook 'n baie, help ook vir ons om iets te verstaan van byvoorbeeld die Pentateuch en die omgewing waar hulle gebly het. Enige vrae, opmerkings? Julle hoor wat ek probeer sê is, dis 'n langs ontstaanstyd en verskillende mense het neergeskryf en ons is bevoorreg om daai te kan lees, wat die Here deur sy gees in verskillende mense tydperke gewerk het, oorgedra mondeling. So ek sien baie keer as ek die Bybel lees, sien ek daar 'n prentjie van 'n pa wat oordra vir sy kind en oordra en dan sien jy van iemand op die ou wat dit neergeskryf het by mekaar in boeke en later dit wat ons vandag het. En dit is eeue se verstaan van God en wie hy is wat vir ons help. Kom ons kyk na Genesis. Sommer net vir julle, hoor, ek vra baie keer net vir die om dit as hulle sê, wat weet julle? As julle Genesis, wat een ding wat by Genesis wat by julle uitstaan oor Genesis? Skepping. So as ons Genesis dink ons dadelik aan skepping miskien. Nog iets? Goed, so kom ons begin. So die naam in Grieks Genesis beteken oorsprong, in Hebreëus so baie, ek sal vir julle elke keer hierso sê, so die Hebreëse Bybel het ander name ook, so ons gebruik baie keer nou die Griekse name, of die Septuagint se name, Griekse vertaling van die Ou Testament, maar in Hebreëus staan daar in die begin, so dit is so die boek in die Hebreëse Bybel. Moontlike verdelings, ek het nou net op met die PowerPoint weer gedink, ja, die Bybel is aan een geskryf, welkom, is aan een geskryf, daar is nie verdelings en hoofstukverdelings en verse en waar ook al nie, so, dit is maar later wat die Masorete en mense verdelings begin maak het, dus ons kyk na die hele boek en ons probeer dit min of meer opdeel, in die Afrikaanse vertalings bietjie saam groepeer of waar ook al, so, ek gaan nou nie, daar is, weet as jy enige boek of waar ook al, of ChatGPT of wie ook al gebruik, hulle verdeling gaan hulle verskil, sien dit om te verstaan, so daar's klomp onderafdelings of waar ook al, maar as mens breedweg gaan kyk, die eerste 11 hoofstukke gaan oor die skepping, die effek van die sonde ensovoort, so 1 tot 11, dan 12 tot 50 gaan oor die aartsvaders, en dan aan die einde sal julle dan byvoorbeeld Josef verhale en so sien, ek dink ons ken baie daarvan, maar dis 'n moontlike, so die eerste gaan so 'n bietjie meer oor die skepping effek, individue later die hele aartsvader verhale van Genesis 12 af aan. So dis so 'n bietjie om te help.
Nou, 'n mens kan klomp goed sê, en ek gaan net so 'n voorvlug vat oor Genesis. Jy het gesê God as skepper van hemel en aarde. So belangrik is, ek het verlede kwartaal gesê, die Bybel is nie eerstens 'n wetenskaphandboek of 'n historiese handboek nie, die Bybel is 'n geloofsboek. So die eerste klomp, byvoorbeeld, 'n hele klompe jare gelede, 'n dierbare oom, lidmaat van ons in die gemeente, en ek het nou so agterdaag gesit, en ek preek toe iets oor Genesis, toe sê ek, ons weet nie presies hoe lank God vat te skep nie, maar, en toe laat beklemtoon, het gaan nie oor hoe lank, het gaan oor God wat skepper is, maar toe ek sê, ons weet nie hoe lank hy skep het, toe stap hy uit, en baie boos vir my, en ek bel hom, ek sê, oom, ek sien hom uitgestap, toe sê hy, daar staan duidelik in die Bybel, dit was aand, dit was môre, die eerste dag, toe was 24 uur, en hy het 6 dae gevat van 24 uur. Toe sê ek, ja, ek is bly, oom is opgewonde daaroor, ek sê, God kan 1 sekond alles geskep het ook, maar die Bybel is nie eerstens daar om vir ons te sê presies hoe lank nie, want die Bybel sê ook 1000 jaar is soos 1 dag ensovoorts, so daar's weer eens, so die eerste hoofstukke gaan oor 'n getuienis van wie God as skepper is, en dat die mens die kroon van die skepping is ensovoorts, so, ja, ons kan, die van julle wat wetenskaplik is, ek weet een van ons lidmate het ook eendag oor die Bybel wetenskap, en het hy ook daar genoem van, dat selfs die manier hoe dit die verhaal in mekaar is ook, weet as jy kan vandag sien, ook die volgorde ensovoorts, so daar is ook wetenskaplikes wat sê, die volgorde, jy weet, hoe dit alles, die volgorde loop ook goed met die mens teen die einde, en dit is belangrik dat ons kan daarna kyk, maar die belangrike ding, het gaan oor God as skepper, van die hemel en aarde. En dan oor Genesis 3 lees ons van die mense sonde en opstand, en hulle praat van die slange ensovoorts, so dit gaan, jy kan nou baie detail daar vra, die man en vrou, baie keer sal daar spot wees, die man en vrou, wie het verlei, waar ook al, maar dit gaan daaroor, maar die mens, of die man of die vrou, wie ook was, daar is die opstand teen God ensovoorts, maar dan belangrik ook Godse beloftes, ook alreeds met Noag, die reënboogteken, Godse beloftes, beloof, hy sal nie weer die aarde uitwis ensovoorts nie, en ons gepraat van die verbonde. So weer eens, jy het gesê, wat is 'n verbond? Die eerste antwoord was hier so, het gaan oor 'n gelofte of 'n belofte. En so belangrik is weer, dit gaan oor God, en hoe God mense gebruik. Ja, en dan weer eens, julle sal telkens, soos ek het gesê, die Ou Testament is nie 'n gekookte boek nie, want het gebruik regte mense en vertel regte storie. Nou Noag, baie dierbaar gehoorsaam, en dan is daar 'n storie of 2 van Noag, wat ek definitief nie in die Bybel so insit nie. Wat hy wynplant dronk word ensovoorts, en slaap met dogters en so, dit is nie 'n mooi verhaal nie, so, ek sal dit uitgelaat het, maar op die oomblik, God kan enige iemand gebruik, en selfs van Abraham, waar hy jok oor sy vrou ensovoorts, hierdie geloofsvader, so, God is skepper, het gaan eers oor hom, maar God gebruik mense, en dit is belangrik dat ons dit vir mekaar sal sê, en God wat daar op die ou end ook roep vir Abraham. Vir julle week het, ja, wie jy het ons gevra van Abraham, wat hy roep uit Ur van die Galdeers, ek kan miskien nie daar wys, so dit is 'n redelike paadjie, jy weet, daar soos Ur is ook in die, op die ou end in Mesopotamië, wat hulle praat van die vrugbare halfmaan en so ook, so is maar dieselfde, weet, daar is Babel, so net so 'n bietjie verder, so dis 'n redelike trippie, en dan het hy nog hierso by Egipte ook rondgedraai, so die Here het hom ver geroep, en dat hy 'n groot verskil gemaak het in die Bybel daarvan vertel. So belangrik is, die Here roep verskillende mense, net wat mense soms sal vra, kom nie sommer net reg deur hier gegaan nie, dis maar daar, omdat daar riviere is, die Tigris en die Efraat rivier, die Efraat, so hulle gaan Damaskus, wat nou Syrië is, en dan bo allangs die rivier, wat dit net makliker maak om te trek, as om hier so reg deur te gaan, die woestyn ensovoort. So, dis wat die routes maar geloop het. Maar Abraham wat geroep is, en 'n ver afstand, en die Here het hom gebruik op 'n baie spesiale manier. As jy Genesis 12 gaan lees, en op die ouend in Genesis 17, wat dan hy verbond met Abraham en sê, ek sal vir jou God wees, vir jou en jou nageslag. Dis waarom ons ook die doop ook hier so het, en ons praat van 'n verbondsdoop baie keer, en sê ons, ja, die oupas en oue mense, dit is
Ons sê dankie daarvoor. En as ons hier so sit ook, dan sê ons dankie vir ons voorouers. En dan tot Abraham en Isak en Jakob, en ons sê dankie, want as hulle nie geglo het nie, was ons nie vandag hierso nie. So dis daai geloofsvaders en moeders van geslag na geslag. En dis waarom soms die Bybel ook sê, ons is ook die kinders van Abraham ensovoorts belangrik om. En dit is 'n pad wat die Here met elkeen van ons stap. Net so 'n bietjie oor Tigris rivier, ek het verlede week 'n paar goed ook gewys. Ja, ook 'n groot rivier in Mosul, die Efrat rivier, daar's ook 'n in Irak en die berg Ararat in Turkye met 'n bietjie sneeu op. En dan sommer net ons het gepraat van die skrif en spykerskrif en ook daarso in Babylon waar wat hulle ook gehoor ander verhale. So daar het hulle met mekaar gesels en sê, hoe glo julle het die skepping? En hulle het ander vloedverhale gehad, ander skepingsverhale ook gehad. So daar's 'n hele klomp vergelykings soms tussen ook Babyloniese skepingsverhale, ook vloedverhale ensovoorts. En daar's nou sommer net 'n riviertjie of twee, Jabok waar Jakob met God geworstel het, nie 'n baie groot rivier nie. Daar's so 'n trappe piramides ook in Saqqara. Daar's 'n ziggurat, dis ook sommige sal sê dit is ook waar die toring van Babel die teks ook iets daarvan praat. Hulle het probeer hoë tempels bou en by Ur van die Galdeërs ook strukture daarvan. So die buitebybelse gegevens help vir ons net 'n bietjie om sekere goed te verstaan. Byvoorbeeld net Genesis 11 die toring van Babel. Ek moes een keer moes ek 'n bietjie gaan kyk na humor in die Bybel ook. Nou daar's 'n paar interessante humor gedeeltes, maar ek sal net twee vir julle noem. Maar die toring van Babel, as jy net die teks gaan lees, dan lees hulle en sê hulle het hard gewerk, is God wat nou hulle probeer opklim na God. En hulle bou en hulle bou en hulle bou. Hulle dink hulle het hierdie massive toring. Nou dan sê die teks dat God so afgekyk is. Hey, julle daaronder. Ek bedoel, hulle het nog hulle is nou al by die hemel, maar nee, so net daai stukkie ironie van mense wat dink hulle kan na God opklim en ver daai toring, al was hy baie hoog vir daai tyd, was maar nog baie klein. En dan is daar interessant in Jesaja ook, is daar 'n teksgedeelte wat nou praat 44, 45 ensovoorts wat sal sê oor die afgode, dan sê hy die ou het nou vir hom afgod besluit. Hy gaan 'n afgod mooi uitsny uit hout uit, stukkie hout, maak 'n baie mooi afgod en dan aanbid hy die afgod en die hout wat oorgebly het, sit op 'n vuurtjie en maak hy vir hom lekker vleis gaar met die afgod wat oorgebly het in 'n vuurtjie. So net om te sê, hier's nou 'n dooie stuk hout wat jy aanbid en ons aanbid 'n lewende God. So daar's baie keer 'n bietjie humor in die Bybel ook, maar kom sê eintlik ook net wie is ons aanbid 'n lewende God, nie 'n dooie afgod nie. Ons aanbid 'n alomteenwoordige God wat jy nie kan opklim en jy kan weer die verhaal van Babel in Genesis 11 ook gaan lees. Enige vrae oor Genesis? Iets so, gaan lees weer 'n bietjie daar, maar ek dink Genesis ken ons dalk so 'n bietjie beter. Exodus, die Griekse naam beteken uittog. Hebreërs en hierdie name. En hierso het ons dan vir Moses as hoofkarakter. Interessant, weet Moses op verskillende maniere word Moses uitgebeeld. Hy word as 'n wetgewer, as 'n regter, as 'n priester, as 'n profeet, as 'n leermeester, as 'n verlosser, as 'n beskermer. So Moses was hierdie karakter wat op verskillende maniere, ook die eerste keer wat daar ook oor profeet gepraat word, sê dat Moses ook as profeet getipeer word. So Moses het verskillende leierskapsrolle vervul. So as mens kyk na leierskap byvoorbeeld in die Ou Testament, ja, staan Moses uit. En ek dink hy kon nie eers ordentlik praat nie. Ek wil vir julle die grappie vertel, want hulle sê mos Aaron het vir hom gehelp. Dus hulle Aaron se naam was eintlik Aaron, maar Moses het gehakkel en gesê Aaron. So nou dit is maar net 'n grappietjie, maar in elk geval Moses wat nie eers ordentlik kon praat nie en dat die Here vir hom gebruik. So Exodus, Moses se karakter, ons gaan later kyk na Josua wat vir Moses ook opgevolg het. So hy was 'n held ensovoorts, sy uitsprake, hy was 'n bidder, voorbidder ensovoorts. Nou daar's klomp gedeeltes. Nou die moontlike breë verdeling daar van Israel in Egipte, Israel in die woestyn, die verbond by Sinai daarna, onder andere die tabernakel ensovoorts. So daar's verskillende goed wat ons kan sê en verskillende verdelings, maar julle ken dan die verhaal van die uittog. En dan op die ou end weer eens, ek het daar net sommer so 'n moontlike goed oor die boodskap gesit
om te beklemtoon, dit gaan oor God. God het Israel verlos en bevry. God sorg. So dis nie Moses wat gelei het, of God wat sorg. Dink aan die man aan die kwartels. God wat kies as sy verbondsvolk. God gee die wet as instruksie vir die lewe. Weer eens Torah is 'n instruksie vir die lewe, dit gaan oor lewe, en God wil sy volk op 'n spesiale manier ontmoet, ook die tent van ontmoeting. So daarom byvoorbeeld ook net klein dinge soos daar die vuur wat moet brand reg deur die nag. Nou ek weet eendag het iemand vir my dit so mooi gesê, jy weet hier's 'n ou wat bang is in die nag in die woestyn en hy loop by sy tent uit en daar sien hy 'n vuur wat brand. Dit is teken van God se teenwoordigheid. So daar's verskillende simbole, rituele, of hy sien die tabernakel waar daar staan. Sommige tye vir mense ook as hulle nou in 'n dorp inkom en sien daar's 'n kerktoring. Dit gee so 'n bietjie rigting waar ook al, so daarom in die ou dorpies en so was die kerktoring baie keer van die hoogste punte. Nou in die stede is die ander geboue hoër, maar net ergens is die torings daar om te wys. Ons toring net daar om te sê dit gaan oor God. Ons kyk op en toring laat jou opkyk. So selfs simbole wat 'n mens help. En as 'n mens nou kyk, neem met die uittog. Ja, dit is nie eenvoudig nie. Nou die vraag, dit handel eerder oor 'n volk as oor 'n familie. So ons het nou gehad, die tweede deel van Genesis is die families van Abraham, Isak en Jakob. En natuurlik dan Josef se pragtige verhaal, daai verhaal van die versoening met sy broers. Daai is ook 'n mooi, as jy oor versoening en vergifnis en so, daai is nogal 'n pragtige ding. En nou dag weer daaroor gelees. Maar hier kom dan nou 'n volk wat tot stand kom. En nou vra mense baie keer vra oor die histories-geografiese agtergrond. Of mense vra nou, hoeveel mense het die woestyn getrek? Julle weet, kom sê vir my. Maar ja, so daar's verskillende dinge. Byvoorbeeld, ja, by Numeri dan word daar gepraat oor hulle moes tel hulle en dan stel hulle daar's oor die 603,000 wat ook al mense, en dan sê mense, maar as dit nog families is, dit 2.4 miljoen mense dalk. Sê hulle, so Moses dit reg kry en so voort. So ons weet nie presies nie. Ander mense sal weer byvoorbeeld sê daai 600,000, die 1000 verwys, die Hebreëse woord elef kan ook verwys na 'n stam of 'n groep of 'n familie of 'n clan. So dan maak dit weer heelwat minder mense. Maar goed, ons het nie 'n idee hoeveel mense nie, maar die Bybel kom sê dit was maar hardnekkige klomp. So en hulle het baie gekla en Moses moes baie geduld hê. En ek het laas vir julle gesê, dit voel vir my 'n bietjie onregverdig dat Moses nie die beloofde land kon ingaan nie, met hierdie klomp ongeduldige mense wat hardnekkig is en kla en hulle wil al teruggaan na, maar weer eens is 'n pad wat God gestap het met hulle, en verskillende streke. Laas het ons net gewonder oor, en die was van julle wat gesê het, hoekom het hulle so rondgetrek? So die Bybel sê dat hulle, hulle kon net vandag reg deur soontoe gegaan het. Maar op die ouend in die woestyn het die Here 'n pad met hulle gestap, en die Bybel praat van 40 jaar, hoe lank weet ons nie presies nie, maar in 40 jaar het 'n geslag uitgesterf. So in die tyd van die Bybel het min mense bo 40 jaar geleef. Baie van die, soos ek sê, vrouens het jonk gesterf met die geboorte van 'n kind. So ons dink aan 40, ek het nou verlede week ongelukkige Vrydag wat 'n jong vrou van 41 gesterf het, en dink ek, sy is bitter jonk. Ongelukkig hartseer, vinnig gesterf het, na borskanker ensovoorts. Maar toe dink ek weer, ja, in die tyd van die Bybel was 41 al, het baie van die mense gesterf. So ons het dink anders oor ouderdom, maar hulle het vir 'n hele geslag het hierso eintlik uitgesterf in die woestyn voor hulle die beloofde land daar by Jerigo ingekom het. So net 'n bietjie, en ook 'n pad wat die Here met hulle gestap het op verskillende maniere. So net nog so, sê maar, is iemand vra dalk enigiets? Ja. Ja, nee, dit is, kyk, ja. Nee, as hulle, dit is nie so, die afstand is baie vinnig. So dit is ook maar 'n pad, julle sal weet, met enige ding, met tyd, leer vir jou 'n klomp goed. En so, ja, ergens moes hulle iets leer, hulle moes ook leer afhanklikheid. As hulle net gou vinnig deurgetrek het, genoeg kos of waar ook al, dan sal sê, maar ons het nog genoeg kos gebring van Egipte, weet, God sorg nie, ons wat self vir ons gesorg het. Maar net daai gedagte, jy het manne, en ek het nou die dag ook gesê, in Levitikus gepreek, daai afhanklikheid, hulle moes elke dag die man aan die kwartels,
en net op die dag voor die Sabbat kon hulle dubbel, maar hulle moes elke dag. En ons het so 'n gebedsgroep op Dinsdagoggende, en dan sluit ons ook altyd af. Jy is altyd welkom as jy wil kom. As dit Dinsdagoggend 6:00 in die kapel, al kom jy net een keer 'n jaar, baie welkom. Maar dan sluit ons altyd af met die Ons Vader gebed. Nou baie keer bid ons, maar dan sê Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dan dink ek, ja, ons bid nie vir brood vir 'n jaar nie, vandag. Die van julle wat dalk siekte of dalk al moeilikheid ervaar het ook, wat die Here sorg. Wat ons dink ons, en dis wat die Israeliete geleer het in die woestyn, elke dag in afhanklikheid van die Here. En dalk het ons as moderne mense bietjie dit verleer. Net daar sommer die Nylrivier, ja, wat 'n baie groter rivier is, 'n groot effek het en sommer 'n bietjie handearbeid. Ek het verlede week sommer van die piramides ook gewys. Dis groot, 230 by 230 is 147 meter hoog. Daai rotsblokke is groot. Ek het so langs eendag gestaan en dit is regte waar groot rotsblokke, en daar is nog ook dan die Sphinx en die piramides, 3 piramides daar's ook. En dan sommer net interessant van Moses daar in Berg Sinai. Julle sien dis nie baie groen daar nie, maar daar so is die Jebel of berg van Moses, en ook daar's 'n klooster daarso wat ook een van die oudste Codex Sinaiticus ontdek, daai een van die oudste manuskripte van die Hebreëse Bybel. Is daar, ek wou daar, dit word tans in die museum in Londen word dit daar gehou, en ek was op pad soontoe om te gaan kyk. Ek het spesiaal moeite gedoen, een trein en bus en wakel, en toe sê die wag net, nee, hulle is nou toe, dis 3:00 die middag, hy pak nou op. Maar ek sê net daar, gee my net so in, ek sê kom van Suid-Afrika, of hy sê nee. So, toe wil ek amper sê, die Bybel sê, gee dan 'n bietjie liefde en omgee en so, maar hy het, ek wil net daai, dit is net lekker om te sien, weet, van een van die oudste manuskripte van die Hebreëse Bybel, maar daar kan mens later dit ook bekyk. Maar daarso is dan 'n klooster ook, wat hulle reken ook op die berg van Moses in die Sinai woestyn, wat ons later kyk. Goed, en dan sommer net so, hoe die tabernakel daaklik, tent van ontmoeting, 'n bietjie van die ark van die verbond. Julle het gehoor, verlede week het Franso ook gesê, dat daar van die Koptiese kerk mense sê, daar, hulle het nog die oorspronklike ark van die verbond, en dan net nog so met die verbond ark en die grootte wat julle dan sien daarvan. Goed, Genesis, Exodus gedoen, Levitikus. Die Griekse naam dui op die seuns van Levi. Wie was die Levi? Ons het praat van ons gemeente ook van die diakens wat opneem, praat ons van die Levi's. So, wat het die Levi's gedoen? Hulle het diens gedoen in die tempel of in die tabernakel. Ek weet hulle het hierso so, my kollega Berda wat oorlede is, toe sê nou, wat gaan ons nou die vroue Levi's noem? Toe sê hulle gaan seker die Liefies noem. En toe sê hulle, wat noem hulle nou die tiener Levi's? Toe sê hulle seker die Levi's noem. So, maar so ons, die Levi's was, so dat ons het maar die naam gekies net, omdat hulle nie diakens is nie, mense wat diens doen. Maar goed, so die Leviete word daar op die seuns van Levi, so Levi was dan ook die priester en die Leviete wat dan uit sy geslag kom, in Hebreëus, en die Here het geroep. So ek het nou die dag vir julle toe ek Levitikus gepreek het gesê het, ja, letterlik die eerste woorde staan vir Levitikus, en die Here het geroep. So ons dink is 'n klomp wette, maar dis die Here wat met ons praat, en die Here wat vir ons help hoe om te leef in sy teenwoordigheid. En daarom sien ons 'n klomp wette raak, wat gaan hier so oor God wat ons help hoe om in sy teenwoordigheid te leef op 'n praktiese manier. En dan word die versote offers beskryf. Ek het vir julle gesê, dit gaan nie net oor versoeningsoffers, dit gaan oor dankoffers, oor vreugdeoffers ensovoorts. Dan is daar ook op die ouend gesê die redelike kern, die groot versoendag, Levitikus 16, die heiligheidswette ensovoorts. So weer eens is, dit gaan oor 'n handboek vir die godsdienstige lewe in ou Israel. En ek het vir julle ook die eerste kwartaal gesê, vat byvoorbeeld nou net daai reinigingswette. Jy mag nie varkvleis eet nie. Het ek gesê, ja, die gesondheid van sy volk was belangrik. En in die ou dae was varkvleis gevaarlik. Vandag is dalk 'n vet skaapchop gevaarliker, maar weer eens die wette gaan daaroor, ons wil, God is vir ons belangrik en God wil ons, ook ons liggame is vir God belangrik en daarom is daar baie wette. Die kernboodskap dan dalk Levitikus 19 sê, wees heilig want ek is heilig. So, as julle die woord heilig hoor, wat hoor julle? Die woord heilig, wat hoor julle?
Is dit 'n negatief woord, positief? Heilig? Wat dink julle? Vat 'n raai, ek gaan nie punte gee nie. Sonder sonde? Sê toch? Soos God? Rein? So letterlik beteken heilig ook, sê maar? Waar is hulle? Dit beteken eintlik ook afgesonder leef, so dit is ook voluit vir God leef en afgesonder, weet, so letterlik ook heilig, het mense ook afgesonder, sê ek wil my afsonder, en dat is ook heilige persone, God is heilig, maar ook heilige objekte ensovoorts, maar eintlik oorspronklik letterlik ook afgesonder vir God, vir spesiale gebruik vir God. As ons wil heilig leef, die sê, as ons wil, die Afrikaans het ook 'n mooi woord, toewyding. Ek daar by as 'n oom by Hermanus, oom Henk Barnard, ek dink sommer van julle sal ken, hy was predikant by Gordons Bay, en toe het hy die ouer huis daar, en hy kon amper niks woorde sê nie, maar die woord toewyding, en my ma het elke keer vir my dit vertel, want sê dit was vir haar so besonder, dat die oom, en hy het so toegewyd vir die Here geleef, en selfs in sy demensiatyd, wat sê, ek wil nog toegewyd vir die Here leef. So, die Bybel sê baie duidelik dan, Levitikus se kern, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. So, God vra nie iets wat hy nie self is nie. Dis waarom ook Jesus kom sê, is ek wil hê dat julle ook vir my sal volg, my voorbeeld sal volg. So dis die kernboodskap van Levitikus. En daar's 'n klomp wette, maar die wette gaan daardeur en sê is hoe ons in teenwoordigheid van God en vir hom heilig kan leef. En selfs, ek sê, met gesondheid, kleredrag, alles, en praktiese goed wat ook vir ons help, selfs vandag nog, maar ek het nou die dag beklemtoon, dat ook baie van die wette wil net help en sê is, ons erken God, ons kom dank hom, so baie keer ook van die offers, om hier dankie te sê, ons kom loof hom, ons kom fokus op God. En ek het ook vir julle gesê dat, baie van die simbole of rituele, en ek het gesê van die feeste ook, so byvoorbeeld om dan die loofhitte te fees te vier, en hitte te bly vir 'n week daar saam fees te vier oor die Here, en dankie te sê wat hy alles gedoen in die uittog gewalkal. En byvoorbeeld daai Levitikus 16, so baie keer is dit vir ons moeilik om iets van vergifnis en versoening te verstaan. Nou, eendag het my kollega Dani Moller, agter in die saal, het hy ook ergens probeer iets sê oor vergifnis en versoening, en toe het hy nou in die doopvond, het hy nou sê mense kan papiertjies kom insit, sê maar sondes of dinge, en dan toe het hy dit aan die brand gesteek, maar toe die brand 'n bietjie rof geraak, hy kon dit nie lekker blus daar nie, en ons nou dag nog hom gespot oor die rook wat hy veroorsaak hier daarso. So dit is 'n simbool wat sommige tye tieners doen, jy sit iets en jy steek aan die brand, maar vat byvoorbeeld Levitikus 16, waar mense daar die sondebok, en hulle kom saam, en die priester sê, kom ons spreek, al die sondes, dink aan die sondes, en ons spreek dit oor daai bok uit, en ons jaag daai bok in die woestyn in. En almal kyk, en die bok hardloop, en later is niemand meer nie. Dan verstaan jy iets van versoening, van vergifnis, dis weg, ensovoort. So baie van die rituele dinge help ons om te verstaan wie God is. En dan Numeri beteken nommers Grieks in die woestyn, interessant, bemidbaar, die Hebreëse woord, so bietjie dalk meer beter, moontlike verdeling daaroor, wat hulle ook so, ons het gesê, Exodus en Numeri sluit by mekaar aan, en daar's weer eens verskillende dinge wat 'n mens daaroor kan sê, maar Numeri teken 'n prentjie van mislukking, opstand en ongehoorsaamheid van die volk, maar die kernboodskap is, God is teenwoordig, God voorsien, God lei met gesag, God is geduldig, God heers oor die nasies en afgode. So weer eens is, in die hele woestyn en die murmurering en die kermwalkel, dit gaan oor God. En God wat dan, soos gesê, die man aan die kwartels vir hulle voorsien. En die hele pad wat hulle stap, Numeri begin aan die voet van Sinai berg en eindig op die oostelike oewer van Jordan. Ons het tot die prent gehad, wat hulle berg Nebo, en daar is 'n bietjie, ons het van Moab verlede week ook gepraat, dis die Arnon rivier, Wadi Mujib, en daar is nog byvoorbeeld die, ook deel van Moab, ook die Arnon rivier, en daar is die fontein van Moses, naby berg Nebo, so daar is 'n bietjie fontein by Nebo, en as julle, ja, so
daar's byvoorbeeld ook die uitsig wat 'n mens dan het van Berg Nebo met die slang, julle het sal onthou daarso wat ook Moses moes 'n slang bepaal sit ensovoorts, daar is maar die uitsig daarvan. Maar weer eens is Numeri gee vir ons iets daarvan hy pad wat die Here stap met ons. En ek dink baie keer sal mense woestynervarings, daar was op 'n tyd ook eintlik baie van die godsdienste in die wêreld het woestyne ontstaan. Die van julle wat dalk van Namibië of waar ook al kom, ergens in woestyne, ook as mense rustig vandag het iemand ook gesê wat ongelukkig gesterf het, toe sê hulle ma het ook in die Bosveld in die Kalahari waar ook al net tot rus gekom en het iets van God beleef. Sy is baie keer onrustig gewees en so, maar ergens so in 'n woestyn en natuurlik ook in die woestyn as jy dan ook iets sien van die groen in 'n byvoorbeeld 'n fontein, dan sê dit iets meer. Deuteronomium beteken in Grieks tweede wet, Hebreëus, dit is die woorde, so daar's verskillende verdelings, maar dit gaan eintlik ook oor preke van Moses. So verskillende voorskrifte, preke, daar seën en vervloeking ensovoorts maar daar's 'n verdeling wat die Afrikaanse Bybel vir ons probeer gee. Sommige sal 'n verdeling maak van verskillende toesprake, maar wel praat van die tweede wet wat nie heeltemal die Grieks amper reg is nie, maar dit is die woorde, die Hebreëus kom sê bietjie meer. Dit gaan oor toesprake van Moses wat gegee word. En ja, die verbond word weer beklemtoon, God se liefde wat wederliefde roep, 'n belofte van 'n eie land. So belangrik is byvoorbeeld in die ballingskap. Hoekom was dit so moeilik vir hulle? Want nou is hulle ver weg van hulle land, van hulle mense af. En hierso Deuteronomium kom vertel ook in die beloofde land en hoe hulle ingaan, Berg Nebo, Moses wat dit kon sien, hulle kon intrek in die beloofde land. God is die enige God, alomteenwoordig, en ook die klem op vandag en gehoorsaam ons so. So daar's 'n klomp goed daarmee saam, maar weer eens die hele landgedagte. So is nogal baie spesiaal om te kan sê, dit was hulle spesiaal, want hulle was nou net 'n volk wat rondgeswerf het, en nou was hulle deel, het 'n plek. En dis waar baie mense, weet, en hulle wil maar ergens net 'n plekkie hê, net 'n huisie hê. En dit sal wonderlik wees in Suid-Afrika, as elke mens in Suid-Afrika net 'n eie huisie het. Hulle wil almal nie 'n plaas hê, wil net 'n eie plekkie van jouself het. Dis tog ook 'n droom wat ons in ons eie land het, dat elkeen iets daarvan kan beleef. Enige vrou wat Deuteronomium dalk, enige iets. Net daarso die vlaktes van Moab, ek het vir julle genoem daai. Maar net 'n bietjie van die afgode om te sien, ja, die afgode lyk nie baie indrukwekkend nie. Ek sal skrik in die nag vir daai. So net so 'n bietjie van die afgode en ja, net die ek het net vertel van die amper sê dat mense die afgode aanbid het in hulle huis en so, en ons kan sê ons het nie 'n God wat ergens uit hout of uit klip gemaak is nie. Dis waarom dan Eksodus 20 baie duidelik sê ons aanbid die enigste lewende God. En daar's net die groter foto ook van as jy daar by Berg Nebo staan, baie keer is daar so 'n mistigheid, maar jy kan vir Jerigo daar sien van Berg Nebo af. So Moses kon dit sien. Hy kon so iets van God wat vergewe, al kon nie self in die land ingaan nie. En dan word sy dood ook beskryf in Deuteronomium 34. En ek het vir julle praat net van die 12 stamme net weer om te sien, so hulle die beloofde land, so hulle het ingetrek, hierso deur Moab ensovoorts, en hulle het gegaan, oor die rivier gegaan, en ek het vir julle vertel van die 12 stamme, so die 12, waar kom die 12 stamme nou weer vandaan? 12 seuns van Jakob, Abraham, Isak, Jakob, so hier is dan nou die verskillende stamme, en ek het vir julle gesê ook, verlede week ook, dat 2,5 stamme, Gad en Ruben, die halwe stamme van Manasse was ook in die Jordaniese gedeelte. So hier is die 12 stamme, so dis nog nie letterlik dan die met 'n koning, die volk Israel of waar ook al nie, so hulle is nog losse stamme federasie amper, en kan nog nie heeltemal praat van 'n volk met 'n koning ensovoorts, so hulle het op hulle eie ook 'n bietjie geregeer, maar het ergens hulle land gekry, die Here het vir hulle, die stam het elkeen 'n gedeelte gekry. En dan net sommer, fontein by Jerigo, een van die oudste beskawings, so hulle het ingetrek in die beloofde land, en Jerigo was een van die eerste plekke wat hulle dan ook vanuit Nebo afgesien het. So dit is 'n bietjie die eerste 5 boeke
Maar julle hoor aan mekaar weet, het gaan oor God wat voorsien, God wat teenwoordig is, God wat help, God wat die land gee, God wat mense gebruik, God wat leiers opgelei het, ensovoorts. En daar klomp pragtige verhale daaroor, wat vir ons vandag ook help. Verhale van moedeloosheid, verhale van onsekerheid, verhale van vasbyt. Dink net as jy vir 40 jaar lank, jy sê, jy gaan die beloofde land sien. As ek nou vandag wil sê, ek bid vir julle. Sê, wanneer gaan dit gebeur? Nee, so 'n bietjie oor 40 jaar dalk. Sê, nee, wat, ons los maar daai gebed. Nee, dat hulle nog bly glo het en sê, ons gaan aan. So sommige tyd, dan verstaan ek 'n bietjie ook hulle moedeloosheid, soms hardnekkigheid, hardkoppigheid, maar dat hulle op die ou end iets daarvan beleef het, wat weer hulle inlei. Enige vrae, opmerkings dalk? Help ons mekaar, ek weet nie of julle so 'n bietjie beter prentjie het oor die eerste 5 boeke nie, en dan gaan lees 'n bietjie daar, was ergens is daar 'n teks, en ek wil net afsluit met een van die, daar's baie mooi tekste in die Bybel, en 'n hele klomp wat ek miskien wil net by die hernuwing van die verbond in Exodus 34. Nou, baie keer sal ek vir mense vra met gebed en sê dat lof is eintlik net dink aan wie God is, dink aan die eienskap van God. So Exodus 34 vers 6 en 7 sê iets van wie God is. En 'n paar keer word daai teks ook op ander plekke in Nehemia en ander gedeeltes Jona ensovoorts ook herhaal. Hy sê die Here is 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuldoortreding en sonde vergewe, maar wat beslis nie niks ongestraf laat bly nie, wat vir die sondeskuld van ouers ensovoorts dat boet ensovoorts. So ja, die God wat op die ouend barmhartig, genadig ensovoorts is, troue liefde, vergewe, maar ook 'n God wat regverdig is en sê, ja, daar sal ook regverdige straf wees. Dis waarom ook in Deuteronomium praat van seën en vloek ensovoorts. Maar hy begin wie God is en baie duidelik in Exodus 3 vers 14, as Moses vra, wie praat met my nou? Wat sê? Ek is God, ek is Jahwe, dan sê ek is wat ek is. So die woord Jahwe dan, ek is wat ek is. Is 'n werkwoord, so God is 'n lewende werkgod. Dis nie net daar 'n klein ietsie uit klip of uit hout uit nie. Ek is, en dit is daarom ook die woord Jahwe, en Exodus 3 vers 14 ook 'n kernvers in die Pentateeg, wat God homself kom bekend maak. Want Moses wonder, wie is die God? En sê, dis wie ek is. Ek is 'n lewende God. Altyd by julle is. Dis die God van Moses, die God van Abraham, die God van ons vandag ook. Dieselfde God ons aanbid. Kom ons, voor ek moet die preek afsluit, enigiets wat julle wil vra dalk of opmerkings. So volgende week gaan dan oor die profete. Ons gaan ook vir Josua, die vroeë profete ook, en die groot profete, so as julle bietjie daar, gaan ons volgende week welkom om mense te nooi nog, en dis welkom as julle ook wil van die goed kyk op YouTube. Ek dink Robin probeer altyd so op Vrydag of Saterdag het op YouTube ook plaas. Goed, kom ons sluit af met gebed. Here, baie dankie vir die voorreg om te kan hoor van u woord. En Here, u is 'n God wat was, wat is en sal wees. En u het vir Moses gehelp in die volk in die woestyn, en u help vir ons ook vandag. Asseblief, Here, help dat ons die Bybel beter kan verstaan, om dit beter te kan leef. In die naam van Jesus Christus vra ek, Here, dat u elkeen sal seën en sal help in die week wat voorlê. En dankie dat ons vir u kan aanbid en die woord beter kan leer ken. Amen. Die van julle wat julle name dalk wil neerskryf daarso, is daar meer as een plek of nie? Okay, anders kan julle volgende week ook neerskryf, en daar's wil hulle net vir ons 'n bietjie tee daar, so as julle wil tee drink saam, as julle welkom, koffie, anders sien ons julle volgende week. Goed gaan, seënde week ook. Ek sal 'n bietjie